Nou ons is op Pinkstersondag. Wat 'n voorreg om vandag ook op so 'n manier by mekaar te kan wees. Nou ek weet nie wie van julle al dit beleef het nie, maar as jy nou by veral kinderpartytjies sien ek nogal of selfs Kerspartytjies, dan sit almal nou lekker in 'n kring. Ek kan nou nie sê by wat se rampartytjies, bachelors parties nie. Ek weet ek het nou stories gehoor van die dames waar almal nou om 'n kring sit en dan moet daai enetjie nou al die geskenke oopmaak, nê. Nou gewoonlik dis vir my nogal gringy, want nou sit jy daar en hulle vat jou geskenkie en dan omdat ek so 'n bietjie meer aan die praktiese kant is en seker nou maar aan die man kant is, dan dink ek nou altyd, okay, wat gaan gebruik kan word? So dis altyd of educational toys of dit is 'n inkleerboek met potlode sodat hy nou dit kan gebruik as hy skool te gaan en dan kom ouma se geskenk, dan is dit daai Lego stel. En dan is dit so, okay, dis nou nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het nie. So dis altyd vir my 'n moeilike, ek wil amper sê, omstandighede, as jy so omgaan en almal is besig om te kyk wat die ander een oopmaak. Want dadelik is die gewer die een wat voel, is myne goed genoeg, maar dan ook, saam met dit wat ontvang, en veral as dit kleintjies is, dan speel hulle gewoonlik lekkerder met die boks as met die actual speelding. So, daai ervaring het my nogal laat dink aan hierdie groot geskenk, die Heilige Gees. Dit wat elke een van ons ontvang. Ons wat ons lewens aan Christus toewy, wat sê, ek het gekies om Jesus as my verlosser te aanvaar. Ons ontvang die Heilige Gees. En die Heilige Gees werke, het Jan verlede week vir ons baie mooi deurgegaan, wat hy kom doen het vir ons, maar een van die gedeeltes is dat hy ons kom bekragtig. Nou, Johannes 20, vers 19 tot 22, is juis 'n gedeelte wat oor hierdie werke van die Heilige Gees praat, en jy kan dit vir my daar opsit, Johannes 20 vers 19. Nou ek het vanoggend redelike lang stukke wat ek gaan saam met julle lees, omdat ek dink, wanneer ons oor die Heilige Gees dink, is daar nie vir my 'n one-liners nie, behalwe, en julle het krag ontvang. Dis my hoofgedeelte vandag. Julle, elke een, het krag ontvang. Maar as ons dink oor die Heilige Gees, ek wil sê die misterie, maar sonder dat ek sê dat hy nie verstaan kan word nie, is buite ons. Ons probeer in ons gedagtes, dit wat hoe ons hom verstaan, die drie eenheid aan mekaar sit, probeer ons in mensetaal vir onsself sin te maak. En dis dan wanneer 'n mens gedagtes het, as jy dink aan die drie eenheid, soos hy is 'n ysblokkie, nou soos Vader, Seun, Heilige Gees, dis water, maar dis ook stoom, en dis dan wanneer ons probeer om hom uit te figure. Maar die mooi van die Heilige Gees is, reg deur die skrif, openbaar hy homself gereeld op verskillende maniere, net soos wat Jesus hom kom openbaar het, net soos wat God hom kom openbaar het. So, Johannes 20 vers 19 tot 22. Gedurende die vroeë aand, op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Kom ek help gou net weer. Ons het Paas gehad. Dit was die kruisiging van Jesus. Tydperk wat verbygegaan het. Opstanding Sondag, nog 'n tydperk wat verbygegaan het, Jesus verskyn aan 'n klomp van sy disippels, maar ook aan ander mense in hierdie tydperk, hemelvaart, en nou na hemelvaart is daar weer so 'n kort tydjie van afwagting, want dis wat hemelvaart eintlik kom doen, dit skep 'n verwagting van iets wat kom, en dan verskyn hy nog weer, as ons dan Handelinge 2 lees, met die uitstorting van die Heilige Gees, wat hy in gees op hulle neerdal. So hierdie is daai tussenperiode wat nou plaasvind, Johannes 20 vers 19-22. So hy sê, eerstens, verskyn hy aan hulle en hy gee vir hulle iets, hy sê vir hulle, vrede vir julle. Dis die eerste gedeelte wat ons ontvang, vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan gaan hy verder, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy aan hulle, die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, 'n tweede keer, sê Jesus weer 'n keer, net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook.
En as jy jou Bybel oop het en saam met my deur hierdie skrifte gaan vanoggend, onderstreep daai deel. Want net soos wat ek die gestuurde is, die Missio Dei van God, so stuur ek julle op die missie, die missional kerk wat nou plaasvind. Vers 22. Nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En dit moet ons so 'n oomblik net, kan ek vra, haal hom net in en blaas hom uit. Hy stuur ons, hy het 'n doel met ons, en nou kan jy ontspan en sê, maar dis nie alles net ek nie. Ek gee vir jou die Heilige Gees. Daar waar my stem stil word, daar waar my intellek nie genoeg is nie, daar waar my probleemoplossing nie hierdie ding kan fix nie, ek gee vir jou die Heilige Gees. Daar waar my vermoë om die plan te beraam nie uitwerk soos ek hom wil laat uitwerk nie, gee vir jou die Heilige Gees. Daar waar my persoonlikheid dalk bots met iemand anders sinne, gee vir jou die Heilige Gees. Daar waar my liggaam siek is, ek het so 'n week agter die rug gehad, van koue en warm koors, dat ek net voel, Here, kom haal my maar. Ek gee vir jou die Heilige Gees. En hy bekragtig my. En volgens die feit dat ek hier kan staan, is 'n getuienis. Dit is net sy krag. So hier sien ons die geboorte van die kerk, wat dan net hierna plaasvind. Die uitstorting van die Heilige Gees. Die krag vir wêreldwye verkondiging wat plaasvind. Daai wêreldwye verkondiging is die evangelie. Ons praat van die evangelion. Dis die goeie nuus, die vrede. Hy kondig aan 2 keer. Ek gee vir julle vrede, gee vir julle die Heilige Gees. 2 geskenke wat hy gee, sodat dit nie my vervul en ek goed lyk en goed voel nie, en ek gaan dit 'n paar keer dalk vanoggend sê, want ek dink dit is so belangrik vir ons kultuur vandag. Ons het die vermoë om Christendom oor my te maak, soos 'n tiener, life revolves in me, myself and I, daai 3 persoonlikhede. Het gaan eintlik oor die koninkryk wat kom. Het gaan eintlik oor hom. En die gawe van hierdie Heilige Gees is om hom te verheerlik. So hy gee vir ons shalom, hy gee vir ons vrede. Saam met shalom is daar hierdie gedagte van hy gee vir ons 'n heelheid. 'n Tevredenheid is wat ons van praat in Afrikaans. Ek is tevrede, ek is vergenoegd. En die disippels ontvang dit en dan stuur hulle uit. En die Gees beweeg tussen mense, deur mense, na mense toe. So 2 bewegings. Jy ontvang, kom oor jou, is binne in jou, en dan na buitekant toe. So die Heilige Gees gee ons krag om sy planne te vervul. Veral as ons oor die Heilige Gees praat, en dalk nog meer oor die gawes van die Heilige Gees, dan dink ons baie keer, daai gawes is tot verheerliking van my. Maar die gawes is juist daar vir ons gee. 1 Korintiërs 12, en ek gaan nou so vinnig daardeur lees. 1 Korintiërs 12, Efesiërs se gedeelte, Romeine 12 se gedeelte, as hy al die verskillende gawes opnoem. Kan jy maar gaan kyk. Die gawes is vir die doel van die liggaam van Christus. En daarom moet hy ongelukkig bysit 1 Korintiërs 13 met liefde. Want as dit net vir myself was, dan is dit selfverheerlikend. So dis vir die gemeente, vir ander, om sy plan te vervul. Die boek Handelinge leer ons wat dit beteken om met 'n missie te leef, of op 'n missie te leef. En ek hou nogal daarvan. Ek hou daarvan om van 'n deel van 'n gemeente te wees. En dis wat Ruimsig is om te sê, ons is in hierdie wêreld besig om plekke in te neem vir God. En daai plekke lyk anders, want ons kom op verskillende plekke, op verskillende tye, verskillende persoonlikhede is nodig, verskillende gawes is nodig, om by daai plekke te kan uitkom. En ek sê dit gewoonlik met die nuwe lidmaatklas ook. Soos nou die dag met 'n gesprek, die mense is nie hier nie, so ek kan daaroor praat, want dan is dit nie skinder nie. Maar ons moet vir hulle bid. Dis die ander deel van skindermos, is dat ons nog steeds vir hulle bid. Wat die persoon toe vir my vra, so wat kan julle vir ons doen? Ek sê wel, ons gaan nie eintlik vir jou iets doen nie,
Dis eintlik wat kom doen jy vir ons? Dis eintlik wat Christendom is. Dis eintlik wat liggaam beteken. Dis nie hoe ons jou gaan help, wat ons vir jou gaan bied, en nou speel jy ons teen die gemeente af in die straat af, en kyk, waar kry jy die beste voordeel nie? Dis nie 'n mediese fonds nie. Nee. Dis wat bring jy? Dis eintlik die eerste gesprek wat ons op 'n nuwe lidmaatklas moet hê. Dis ek wil hoor, wat bring jy? Nie dat ek moet judge of jy goed genoeg is om by ons te kom nie. Maar dat jy kan besef, jy het 'n gedeelte. En dis die missie. Dis die aandeel wat ons hieraan het. So ek hou daarvan. Dis vir my so goed, as ek so oor julle kyk, om mense raak te sien, gesigte te sien, wat ek weet hier betrokke is, by hulle eie plekke betrokke is, wat hulle self gereeld opsaai vir die missie. So Handelinge 2 vers 1 tot 13, en ek hoop ons leer vandag, dat die Heilige Gees gee ons krag, om sy planne te vervul. So lees saam met my Handelinge 2 vers 1 tot 13. Dis hy. Op Pinksterdag, en dis belangrik, so ons het al gepraat, dat in die Joodse tradisie, is daar feeste gewees. Dis feeste om die volk te herinner het, aan dit wat God met hulle doen, en deur hulle doen, dat daar 'n verbondsverhouding is. Johan Serfontein praat nou nogal baie van hierdie verbondsverhouding in ons Ou Testament kursus, 'n gesed. Daar's 'n ek gaan 'n God vir julle wees, maar julle moet my volk wees. So hier is hierdie feeste gewees, wat hy vir hulle ingestel het, en hierdie feeste moes 'n herinnering bring. En een van hierdie feeste noem ons Shavuot. Nou Shavuot is die gedagte dat ek my eerste oes na hom toe bring. Dis nie 'n tiende nie, dis iets anderste. Hierdie Shavuot is, ek het ontvang en nou bring ek, want dit is 'n gawe wat ek gekry het, en nou gee ek daai gawe weer terug, tot aandeel van ander. So, hier's die fees, en hierdie groep disciples of mense is saam in Jerusalem, besig om hierdie fees te vier. Nou vir ons, vandag, praat ons van Pinkster, of Pentekost, is die Engelse woord, en dit beteken net 50. So 49 dae, en dis 'n ander woord wat gebruik word vir Shavuot, is dalk die fees van Weed, of weke, so Exodus 34:22, praat van die fees van weke, of die oesfees, is die ander woord wat jy sal raak lees, Exodus 23 vers 16. En die gedagte is dat dit 7 maal 7, so 49 dae, en dan die eerste Sabbat daarna, sal dan die 50 opmaak. So hierdie groep mense, is besig om hulle dag tot dag mee besig te wees. Hulle onderhou die fees, alhoewel Jesus nou opgevaar het in die hemel, hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou is hulle so half, okay, wat moet ons nou doen met hierdie Heilige Gees se gedeelte, die eerste disippels, en dan sê ons, okay, so net om konteks te skep, waar in tyd is ons saam met hulle nou? So op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle geluid soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge, wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Kan ek net 'n kantnoot uit maak? Dit beteken nie dat slegs wanneer ek in 'n taal praat, as ons nou vanuit 'n Pinkster konteks sou praat, dat ek in hierdie heilige taal praat, dis 'n teken dat ek gevul word met die Heilige Gees nie. Dis nie die enigste teken dat die Heilige Gees teenwoordig is in my lewe nie. Alhoewel dit so met hulle gebeur het, en weer eens, hoekom is hulle vervul met 'n taal of tonge wat gelyk het soos vlamme, sodat hulle die evangelie kan verkondig aan almal wat om hulle gestaan het. Dis die enigste rede. Dis nie 'n teken of 'n bewys
dat die Heilige Gees nou oor my gekom het nie. Dis 'n tool, dis 'n gawe wat ontvang is, sodat die evangelie, die goeie nuus, kon oorvertel word. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dat ons nou vry is voor hom. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Hulle almal was saam as gevolg van hierdie fees, die geluid van die stormwind en die stemme, die groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat het. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Dis nou 2 keer geklap. Dis wat die Heilige Gees met jou doen. Hy klap jou van al 2 kante af. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik? Het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs. Hulle kom van 'n spesifieke area af. Galileërs is so 'n bietjie op neergekyk. Ek gaan nie 'n spesifieke provinsie in die land uitnoem nie, want dan gaan ek moeilikheid kry. Maar daar is op hulle neergekyk omdat hulle meer uit die ooste van Johannesburg gekom het. Almal wat hier praat is Galileërs. En tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy vat 'n kromstok en hy slaan 'n reguit hou. Wanneer ek in my onvermoë dalk nie die regte woorde gebruik nie, dalk nie die regte sosiale skills aanwend nie, dalk nie op die regte manier iets sê soos wat julle dink ek moet dit sê nie, as die Heilige Gees, wat daar waar ek ophou, die werk eintlik doen. Hier is ons, en dan noem hy al die plekke van waar af mense bymekaar gekom het. Perse, Medeërs, Elamite, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië na Sirene se kant toe. Besoekers uit Rome, Jode, sowel as proseliete, Kretensers en Arabiere. Ons almal hoor hulle in ons eie tale praat. Waaroor? Oor die groot dinge wat God gedoen het. Wat kom doen Jesus as hy saam met die Emmausgangers stap, nadat hy hulle terugstap van Jerusalem af, en hulle gaan aan tafel en hulle eet, hulle harte word bly omdat hy aan hulle die evangelie oopmaak. Hy vertel vir hulle van die wet, en dan kom sê hy, maar ek het dit nou kom vervul. En dis die boodskap wat hierdie klomp hier hoor. Okay, so ek moet bietjie aanbeweeg. Pinkster was een van die Ou Testament feeste. Al hierdie mense saam, soos wat ons Pessach gehad het, of Paasfees gehad het, 'n pelgrimsfees, so bevind ons onsself dan nou ook met hierdie fees. Ek dink ons dalk vinnig 3 gedeeltes wat uitkom, wat Jesus eintlik kom bevestig deur die Heilige Gees. 1 Korintiërs 5:7, ek het dit nie op die skrif nie, want Jesus is ons paaslam, Christus is geslag, en dit het ons gesien tydens Paasfees. Dan die fees van die eerstelinge, wat eintlik die beeld is, 1 Korintiërs 15:20, dat Christus nou opgewek is uit die dood uit, en dan hierdie tydperk waarin ons nou is, Pinksterfees, wat 50 dae later gevier is, en dit dui eintlik net op die koms van die Heilige Gees en die geboorte van die kerk. So as jy vir my vra, wat is die rol van die kerk, wat is die doel van die kerk, dan is dit, om die evangelie te gaan verkondig, op die beste manier moontlik. In die Ou Testament het God se Gees op 'n paar uitgesoekte individue dalk geval. Ons lees van 'n ontmoeting met 'n Abraham, waar sy naam na Abraham toe verander is. Ons lees van 'n Josua, ons lees van die rigters. So daar's profete wat gebruik is, maar nou sien ons dat dit elkeen van ons is. Dat ons reg oor die eeue ingenooi word daarna. Kan jy vir my die quote opsit asseblief wat ek vir ons daar opgesit het? Kom ons kyk gou, of ek kom Shavuot, skus ek spring rond, ek probeer net ons tyd ophou. Chesterton sê, the great human dogma. So wat verstaan ons van menswees? Dis wat dogma beteken is. Hoe interpreteer ek menswees? Of dan die dogma, hoe interpreteer ek dit wat die skrif vir my sê? The great human dogma then is that the wind moves the trees. The great human heresy is die leuen, die valsheid daarvan, dit wat die mensdom vals maak,
is that the trees move the wind. En elke keer as ons aan die Heilige Gees dink, dan is dit hierdie wind, hierdie sagtheid, hierdie iets wat oor ons kom, dis hierdie asem, sy Ruach Gees. En dis nie ons wat hom beweeg nie, dis hy wat ons in beweging bring, omdat hy oor ons kom. En dis die vervulling van die Heilige Gees. Dit vervul ook Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal vir die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, naamlik die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dis die belofte, wat Jesus vir ons maak. As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer, 83 vertaling praat van 'n trooster, die 53 vertaling praat van die voorspraak, stuur om vir altyd by julle te wees. Dis die Gees van die waarheid. Die waarheid is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie, maar julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly, en in julle sal woon. Dis nog een van daai verse wat ons kan onderstreep. En elke keer as dit donker word om ons, en ons raak angstig, en ons raak benoud, oor waantoe die wêreld op pad is, en wat met almal gaan gebeur, dan is hierdie die belofte. So die Heilige Gees is nie net 'n teenwoordigheid nie, hy is die krag van God in ons. En dit verander ons, dit rus ons toe, en saam met dit, stuur dit ons. Okay, so Jesaja 61, kom ons gaan net vinnig terug Ou Testament toe. Hierdie Gees waarvan ek nog die heeltyd praat, wat oor ons kom, wat binne in ons is, wat die wind is, wat lig in ons is, wat 'n boodskap het na die wêreld toe, wat Jesus vir ons kom beloof het, hierdie Gees word in Jesaja 61 so oorgepraat. Die Gees van die Here, want dis die drie eenheid, my God het oor my gekom, en die Here het my gesalf, om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Dan gaan hy aan na die volgende een toe, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. So as jy ooit vra, okay, maar wat moet die Heilige Gees dan nou deur my doen? Dan is dit hierdie, Jesaja 61. Die dag waarop hy vir Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Engelse vertaling praat van 'n oak tree. Nou jy weet hoe hoog en hoe breed 'n oak groei. Standvastig in die waarheid. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Dis die werk van die Heilige Gees. Soos wat Chesterton dan nou sê, hierdie Gees is die een wat deur ons waai. Okay, ek eindig. Wat doen hy? Wat se krag ontvang ons dan? Jy praat nou die hele tyd, Stefan, van, en jy sal krag ontvang. Om wat mee te gaan doen? Om te getuig. Hoe lyk daai getuienis? Die Here is by my. Hy stap saam met my. My lewe maak sin, omdat hy in my lewe is. Hy het my gered. Hy het my rigting verander. Hy het my uit die sonde uitgehaal. Hy het my nuut gemaak, vanuit die dood na lewe toe gebring. Dis my getuienis. Maar die sentrale punt daarvan is hy. Nie hy het my bankbalans verbeter, my mooier gelaat gegee, amper sê ek 'n mooie vrou, 'n mooier gesig gegee nie. Ek kan nie 'n mooie vrou kry as wat ek het nie. So, dis wat hy kom doen. Hy gee vir ons 'n getuienis, hy gee vir ons woorde in ons mond, tonge van vuur wat op ons koppe is. Handeling 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 2 vers 1 tot 4, die disippels was bang, hulle het weggekruip, hulle was onseker, en toe die Heilige Gees kom, skielik staan Petrus op, en wat doen hy? Jan het so mooi verlede week vir ons herinner. Kan jy jouself vereenselwig met 'n Paas Petrus, of met 'n Pinkster Petrus? Paas Petrus kruip weg, hy's onseker, hy verloon God, of vir Jesus. 'n Pinkster Petrus staan op,
en hy verkondig, en hy vertel van wat Jesus kom doen het, en 3000 mense kom tot bekering. Toe die Heilige Gees oor hulle kom, Handelinge 2:41, hoor mense dit, en hy skaam homself nie meer vir sy storie nie, en hy sê, dis wie ek is, dis al wat ek kan offer, ek is niet gemaak deur die werk van die Heilige Gees. So dis nie die persoon nie, maar dis die krag binne in hom. Dis nie jy nie, dis wie hy in jou is, waaroor jy getuig. Ek gaan altyd tekort skiet, ek gaan altyd iemand kwaad maak, ek gaan altyd nie goed genoeg wees nie. Ek gaan altyd ergens 'n mother wound of 'n father wound of een van daai wounds hê. Weet jy wat? Wanneer Jesus kom, en hy kom neem beheer, en hy gee vir my die Heilige Gees, en ek gee oor, dan is dit deel van my storie, dat hy die een is wat my verder vat. 'n tweede krag wat ons ontvang, is 'n oorwinningskrag. Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, het jy dit al so gehoor, dat dieselfde Gees wat vir Jesus na die kruisiging uit die dood uit opgewek het, is dieselfde Gees wat in jou woon. So wanneer jy sê, ek weet nie, miskien moet ek net opgee, gaan ek vir jou sê, dieselfde Gees, die Skeppergees, die een wat die heelal met 'n asemteug, met 'n woord in roeping geroep het, wat 'n woord gespreek het, wat gesê het, Lazarus staan op, selfde Gees, sê vir jou vandag, is nog nie klaar nie, is nog nie verby nie, moenie opgee nie, ek is met jou, ek is by jou, ek sien jou raak, ek staan saam met jou, dieselfde Gees terwyl die storm oor die waters kom, en die disippels roep uit, Here, hoekom het jy van ons vergeet? Selfde Gees. Selfde Gees wat, as Jesus op die kruis hang, en hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het jy my verlaat? Dieselfde Gees wat saam met hom in die doderyk ingaan, en hom uit die dood uit opwek, is in jou vandag. Romeine 8, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, is dieselfde krag wat die graf oopgebreek het, en hy leef in jou. 1 Korintiërs 10 vers 13 herinner ons daaraan. So God gee altyd 'n uitkoms, uit ons versoekings, daar waar dit voel, hierdie is net te veel. Jy sê, ek kan nie. God sê, deur my Gees gaan jy. So waar is die plekke wat jy vandag sê, ek kan nie, ek het nie, ek weet nie. God sê, hier is die uitkoms. En dit lyk verskillend, verskillende tye, verskillende maniere, en sonder, voordat jy nou in jou kop probeer dit uitredeneer, raak net bewus van hier binne in jou. So daar's 'n oorwinningskrag, daar's 'n krag om te getuig, en dan's daar krag om te verander. Want hy ontmoet jou waar jy is, maar hy los jou nie waar jy is nie. Hy stap saam met jou weg. Weg van die gemors af. Paulus praat van my ou lewe wat ek aflê. Ek staan op uit die dood, of uit die baptism, uit die doop uit, en ek word nuut gemaak deur hom. Galasiërs 5:22. En wat ontvang ek, wanneer ek dan in hierdie veranderende lewe instap? Dan ontvang ek, Galasiërs 5, so 'n tipe lewe, en jy kan vir my dit net daar opsit. Ek ontvang die vrug van die Gees, en dis nie iets wat ek probeer wees nie, of produseer nie, dis vrug wat ek natuurlik gaan dra. Omdat die Gees in my is dit die vrug wat na vore gaan kom. Lankmoedigheid, sagmoedigheid, liefde. En jy kan op jou eie, vanmiddag dalk so 'n bietjie deur Galasiërs 5 net blaai, en net sê, Here, ek het meer van dit nodig. Dis wat U aan my wil doen. So, natuurlik, gee hy dan ook, saam met hierdie bekragtiging, gee hy vir elkeen van ons gawes. En daarom sê ek, die manier hoe ons getuig oor sy liefde, en oor sy trou, en oor sy voorsiening, gaan anders lyk. Ons persoonlikhede is anders,
Party van ons is gemakliker op 'n verhoog, dankie, Galasiërs 5. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld. Geduld. En dan vriendelikheid. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie meer wet nie. Hoekom? Want die wet is nou op ons harte geskryf. Dis 'n verbondsverhouding, is 'n nuwe verhouding. Maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig, afgelê, neergesit. Ons lewe deur die Gees, die Heilige Gees. Daarom moet die Gees ook ons lewenstyl bepaal. Dis nie ek salm harder en ek salm meer maandag. Maandag begin die diet. Maandag gaan ek ophou lelik wees met haar. Maandag sal ek mooier met my baas praat nie. My lewenstyl, want daar's lankmoedigheid, sagmoedigheid, is iets wat ingeoefen word en dit kom na vore deur die werke van die Heilige Gees. Hierdie Gees gee vir ons gawes. En jy kan 1 Korintiërs 12, ek het hulle opgenoem, Romeine 12 deurblaai. En daar noem hy hoe ons as liggaam verskillend lyk en verskillend gaan getuig van hierdie werke wat in ons en deur ons gebeur. So ek wil afsluit. Omdat ons die Heilige Gees het, kan jy en ek nou die sending opdrag, sending, die mission, en dis nie net vir die sendeling wat in Afrika opgaan en alles hier agterlos nie. Elke een van ons, elke dag as ons opstaan, is ons besig met die sending, met die missie om hierdie plek, hierdie wêreld, die koninkryk te laat kom. Ons bid dit dan. Laat u koninkryk kom. Dis die missie. Dis die sending waarop ons is. Handelinge 1 vers 8 vind ons. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die sendingswerk, dis die missie. Getuies van wat? Van God se werk in jou lewe, van jou hoop in God en met vrymoedigheid die woord van God te deel van die vrede wat hy vir jou bring. So 'n lamp of 'n kers kan perfek ontwerp wees. Maar sonder vuur, sonder iets wat hom aansteek, bly hy net was. Dis al wat hy is. Hy het geen betekenis vir jou nie. Jy kan met hom in die aand langs jou bed sit, hy gaan vir jou niks kan doen nie. Totdat die Gees oor jou kom. En hierdie Gees, hierdie vlam, hierdie vuur, iets binne in jou wakker maak. En 'n vlammetjie wat dalk klein, op jou eie manier begin brand, iets groters in jou laat na vore kom. En so kom die Heilige Gees en hy sê, ek wil iets in jou aansteek vandag. Ek wil iets in jou wakker maak. Jy kan kennis hê, jy kan kerk toe gaan, jy kan goeie bedoelings hê, maar sonder die Heilige Gees, sonder vuur, is daar net geen krag, daar's geen lig, daar's geen hoop. Is die krag in jou om verandering om jou te bring? Want is 'n krag wat vry maak en is 'n vuur wat hoop bring. Kom ons bid saam. Mag ek jou 'n groot guns vra vanoggend? Iets wat jy dalk nog nooit in jou lewe gedoen het nie. Kan ek jou vra om jou oë oop te maak terwyl ons bid? Want ek wil hê jy moet sien wie sit langs jou, wie sit voor jou. Ek wil hê jy moet bewus wees van 'n wêreld om jou. Sien wat gebeur is? Ons maak ons oë toe. Die oomblik as ek in die ongeluk inry, maak ek my oë toe. Ek wil net nie sien wat gebeur nie. Ek word kleiner, ek kruip weg. As ek my oë oop maak, dan sien ek, hier's iemand vandag hier. Met baie hartseer. En hoe gaan jy die vlam deur die Heilige Gees in sy lewe wees? Hier's iemand met vrae oor sy geloof. En hoe gaan jy naby aan hom kan kom stap? Nie om die antwoord te wees nie, maar om hom na die vlam toe te wys. Hier's iemand wat nodig het om te hoor, God het jou lief. God is die antwoord.
God is die antwoord, met baie respek. Of, kom ek wys jou na die lig, kom ek stap saam met jou, na die een wat vir ons die lig bring. So ek bid vir ons saam, terwyl ons oë oop is. Here, dankie vir elke een, wat vanoggend hier sit, en ore gekry het om te kan hoor, van die goedheid en die guns oor ons lewens. Dankie dat U by elkeen kom stilstaan, dat die Heilige Gees op elkeen kom rus. Elke een kom ontvang uit U hand uit. Dat die Heilige Gees so tasbaar in hierdie oomblik is, dat lewens verander word, dat daar waar hopeloosheid was, weggedraai kan word. En as jy vanoggend hier sit, en jy het meer van hom nodig, dan is dit regtig net so maklik, soos om sê, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, lei my in die waarheid, leer my van die woord. En as dit jou gebed is, dan bid ek dit saam met jou vanoggend, dat hierdie vlam aangesteek sal word, na vernuwing in jou hart sal kom, en dat jy sal weet dat dit jou gaan getuie maak van sy goedheid en sy guns. Mag dit so wees. En die gemeente saam sê, Amen. Ontvang die seën. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy lewensgewende krag, die Heilige Gees, jou bekragtig om uit te gaan en sy ligdraer te kan wees. Amen. Amen.